Yes, one, two, one, two. Hallelujah. Vader, in de naam van Jezus, wil ik ons even weer danken voor het voorrecht, de gelegenheid, zoals dat vandaag hier. We staan die laatste dag van die 5e maand en het ons dier gedaan, het ons gehouden, het ons bewaard. Ik kom even weer danken, Heer. Heer, voor die feit dat U voor ons leidt, dat U voor ons richting geeft, dat U voor ons op manieren en op plekken en posities zet, zodat ons kan iets betekenen voor U en voor Uw koninkrijk. Ik kom even weer danken, Heer, voor die feit dat ons vandaag hier kan staan en niet kan zien dat wat ons is, als U het genade heeft, wat ons doen, als U het genade heeft, wie ons is, als U het genade heeft. Wij danken Heer voor uw voorrecht wat ons heeft, om uw woord te kan openen. Vanochtend Heer, waar ons die woord kan delen, en niet weer eens kan zien, maar waar U iets ons gevoed met uw woord. Help ons Heer om te kan horen, help ons om te kan zien Heer, in Jezus naam. Alles wat we doen, alles wat we zeggen, dat is in uw naam, in de naam van Jezus. Met vele dank zeggen, amen en amen. Halleluja, halleluja. Ik wil vanochtend voor jou welkom hier bij die stem van Portugal. Mijn naam is leraar Titus en ons is vanochtend weer hier om de naam van de Heer groot te maken, die woord te bedienen en openbarings te geven, voor jou te leren aangaande die weg. Aangaande die weg. Amen. So, ik wil voor jou eindelijk welkom zeggen aan die feit dat ons voor 5 maanden wil staan in 2026. Voor 5 maanden. Je weet dat aan het begin van de jaren dit onmogelijk gelijk dat ons hier kan staan. De wederkomst van de Heer is nabij. De wederkomst van de Heer is hier. En daar is niet veel wat ons meer kan doen in de zin van hoeveel iets niets te zien. Wat de prediker maar nou doet is penetratie. Kan ik een beetje het niet krijgen. Wat de prediker in de kerk nou doen is bloot penetratie. Penetratie van die woord waar ons bedien en vir jou weer sê wat ons gesê, maar op 'n ander manier. Ons probeer die woord penetreer. So, ek wil hê jy moet skep. Ek wil hê jy moet skep. Amen, hallelujah. Glory to God. Gaan saam met my in Lukas 5 vanaf vers 8. Lukas 5 vanaf vers 8. Want ik wil een woord samen met jou delen en dan wil ik heel moet lekker samen bid. Zodat ons recht kan ingaan in die halve session van die jaar 2026. Halleluja.
het nie net 'n soek en merk en ek dink nou net 'n soek en merk en dat ons is in die helfte van die jaar. Jy moet nou begin 'n introspeksie doen oor wat jy nou al sover gedoen het vir die jaar. Introspeksie. Want jy sien, as dit nou, sê my ek was nou die Here en ek het 'n kind wat op aarde is, en dan het ek weet wanneer ek vir jou gaan kom haal. Ek weet wanneer ek gaan kom. En ek hits jou aan om goeders te doen. Ek sê vir jou, jy doen dit, doen die. Ek sal baie trots wees as ek vir jou kom haal. En jy het gedoen wat ek gesê het. En ek sal teleurgesteld wees as jy nie gedoen het wat ek gesê het. Maar weet jy, ek sal eintlik meer teleurgesteld wees oor as jy nie gedoen het wat ek sê nie, jy kan nog steeds hemel toe. En as ander mense wat verlore gegaan het. Want soms dan gaan dit nie sodanig net oor wat jy moet doen nie. Maar het gaan oor wat jy moet doen sodat ander mense tot inkeer kan kom. En wanneer die mense tot inkeer kom, dan wen ons. Gelowiges wen nie of hulle benefit die sodanig meer as hulle net hulle self is wat iemand toe gaan hê. Die selfsugtigheid. Ons benefit meer wanneer ons mense na die Here toe lei. Of as ons lewenswandel 'n boodskap kan gee, sodat iemand op 'n keer kan kom. Hy is die grootste. En ek dink net aan die 6 maande, wat het jy miskien gedoen in die 6 maande? Het jy iemand na die Here toe gelei? Het jy 'n siel probeer wen? Okay, 'n maand is 'n maand. 2 maande is 2 maande. Maar jy is 6 maande gaan. Iewers in die 6 maande, het jy saam met iemand gepraat oor die Here? Hoe was jou laaste eerste teken? Kan 'n mens sê dat waarlik waar jy gaan iemand na die Here toe kan lei? Halleluja. En hier is 'n woord nou, Lukas 5, wanneer wat sê die Bybel, Lukas 5 vers 8. Die Bybel sê, en toe Simon Petrus dit sien, dit is nou die wonderwerk wat Petrus doen, of wat Jesus gedoen het in die teenwoordigheid van Petrus, en hulle ken die storie. Hulle het vis gevang, en Jesus het kom na Petrus, en Petrus gevra, maar, sy moet gaan na die kant, maar hy sê toe nee, maar ons het niks gevang nie. En soos die mense hier kan lees, so wat in die vorige hoofstukke lees, Petrus sê, maar oké, right, op grond van die woord, Heer, dan gaan ons dan weer ons nette ingooi. Ons gaan weer probeer. En ek lees nou van vers 8 af, nadat die wonderwerk plaasgevind het, en hulle meer vis gevang het, as wat hy verwag het. Ek kan dit net so.
Hy sê toe dat en toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasheid het hom aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van die visse wat hulle gemaak het. Petrus was so verbaas oor die vis wat hulle gevang. Jy weet, hier het die mense altyd 'n manier om die wonderwerk uit te wys. Ons fokus altyd op die wonderwerk wat actually gebeur het. Ons lê klem op die wonderwerk wat gebeur het. Die vis wat gevang is. Dit is 'n bietjie harder, man of God. Volg my, gaan saam met my. Ons werk op 'n, of as kom met die teks, dan kom ons meer op die wonderwerk wat plaasvind. Wat reg is. Maar Petrus hier is in 'n posisie waar hy sê, die wonderwerk is so erg. Die wonderwerk is so geweldig gewees, dat hy sê, Here, gaan weg van my af. Ek is 'n sondige man. Nou is my redenasie, hoekom sal Petrus vir Jesus hierdie woorde sê? Like in regte waar nou, hierdie man is 'n sondige. Wat het die wonderwerk te doen met die feit dat hy 'n sondige mens is? Hy is 'n sondige man. Here, gaan weg van my af. En weet jy, die Here sê vir my, hy leer het op my hart, die Heilige Gees leer het op my hart om vanoggend vir iemand te sê, dat weet jy dat die wonderwerk in 'n mens se lewe, wat Jesus doen, het hy sodanig gekom om net die oplossing te wees. Maar die wonderwerk kom om ook jou karakter te openbaar. Dit is die grootste ding wat die wonderwerk kom om te doen. Dit kom openbaar jou karakter. Iemand sê een keer, maar Here, ek bid vir 'n kar. Here, ek bid vir 'n huis. En weet jy nie, die wonderwerk het klaar plaasgevind. Maar nou wat jy die kar het die wonderwerk jou karakter openbaar. Want nou sien ons, sy gebruik in sy kar weer om kerk toe te gaan. Sy het gebid vir die werk. Sy is uitgesond. Ek hoor wat sy sê. Sy is byvoorbeeld in 'n professie. Sy het gebid. Ons almal het gebid. Here, ons bid vir die man van die werk. Ons bid. Yes. Maar nou met die wonderwerk jou karakter openbaar. Kan sy werk nou sy kan nou nie tiendes gee van jou werk wat die Here vir jou gegee het. Want hoekom? Die wonderwerk het jou karakter geopenbaar. Nou sien ons wie jy regtig is. En dit is presies wat hier gebeur het. Jesus
het die wonderwerk gedoen, iets wat Petrus wou gehad het, en meer. Maar weet jy wat het gebeur? Dit het gemaak, dat hy nou sê, ek is exposed. Hoeveel van ons, luister jy, hoeveel van ons in Portugal het gebid vir 'n wonderwerk? Sy was miskien verlam. Sy het miskien 9 probleme gehad. Sy het miskien in 'n ongeluk gewees. En ons het gebid. En of God, die man is gesond. Hy is selfe man. As jy in die kerk vandag. Die wonderwerk het wat gemaak? Geopenbaar wie hy regtig is. Nou weet ons dat jy was agter die wonderwerk aan en nie agter die Here aan nie. En vandag ons bid, ons soek die wonderwerk. Ek weet maar, jy soek Here, jy is in die hospitaal. Die man van die Here moet kom bid, dat die kanker weg moet kom. Ons bestraf die kanker, ons bestraf die suiker. Ons bestraf die demone in jou huis. En nou wat die wonderwerk klaar plaasgevind het. Openbaar dat men net wie is. Oh, halleluja. Ek wonder hoeveel wonderwerke nie al gebeur het in jou lewe nie. Want glo my, jy het gebid hierdie week vir kos. Jy het gebid hierdie week vir voorsiening. En die Here het voorsien, yes. Maar van die voorsiening, het iemand by jou klop vir 'n bietjie suiker. Die wonderwerk het in jou huis gebeur. Die Bybel sê dat die man van die Here, die profeet sê vir die vrou, dat die olie in die kruik sal die opraak. Die meel sal die opraak. Dat 'n wonderwerk in die huis gebeur. Question. Toe iemand dan weer vir haar kom vra, het sy vir hy persoon meel gegee? Het sy miskien 'n broodjie gebak vir hy persoon? Maar dan daai vrou sy huis het in 'n meelfabriek verander op grond van die man se woord. Sy het aan mekaar olie gehad, sy het aan mekaar meel gehad. 'n meelfabriek, 'n produksie. Die vraag is net, daai produksie moet sy moes nog gebruik het, want onthou net, luister jy, daar was hongersnood in die land, sê die Bybel. Daar was hongersnood in die land. So, jy het een persoon, wat 'n meelfabriek het. En hierdie persoon is nou in staat om vir die hele straat, vir die hele plek te kan voorsien. Maar die feit dat sy voorsiening gehad het, haar karakter gaan openbaar word, gaan sy vir ander mense bang. Sy het 'n wonderwerk. Wonderwerk het gebeur in haar lewe. Question. Hoe gaan die wonderwerk jou lewe adverteer? Hoe gaan die wonderwerk jou lewe adverteer? Ek weet daar's mense wat bid vandag vir 'n wonderwerk. Ons gaan nou begin bid. Daar's mense wat bid vir gesondheid. Here, help my met gesondheid. Here, help my met my kind wat in dwelms verslaafd is. Help my met my kind wat daar in
'n ding is, iemand is miskien in die gevangenis, Here help hom, help vir haar, maar vandag vir die Here een ding vir jou borg te wil. Die wonderwerk wat gaan gebeur, dat gaan definitief jou karakter openbaar. Ek kry net so lag, of ek kry net so, in my gees, ek kry net so, die victory note, dat as mense wat, hulle gaan die wonderwerk, gaan hulle kry, maar die Here sit die hele tyd met die van, hoe gaan dit jou affekteer? Die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, wat's die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, sy kom op 'n punt waar sy alle goed verkoop vir haar gesondheid. So letterlik toe sy gesond raak, toe het sy niks meer nie. Sy weet nou wat het is om niks te het nie. Sy word gesond, sy raak aan die soom van die Here, sy word gesond. Nou is die vraag, sy gaan nou in 'n huis in, daar is die meubelsie, sy gaan weer in 'n huis in, daar is niksie. Sy bou haarself nou weer op. Nou het sy weer dit, sy weer dat, sy weer daai. Question, gaan die selfe vrou, gaan sy nou weer aan iemand anders kan voorsien? En dan het sy weet nou wat het is om niks te het. Sy weet. So nou, as iemand môre vir haar iets vra, gaan sy dit kan gee. Nou die feit dat sy dit kan gee of nie kan gee nie, daai gaan weer haar karakter openbaar. Want sy kan nou twee dinge doen. Sy kan nou sê, onthou net, nee, toe ek niks gehad het nie, toe ek so onrein was, toe niemand na my toe gekom nie. Want dit was so gewees. Niemand kon aan haar vat nie, niemand kon aan haar raak nie, want sy was onrein verklaar. En toe haar periode van haar bloedvloeiing klaar moet gewees het, as iemand aan haar sou gevat het, dan sou hy persoon onrein wees. So niemand kon aan haar gevat het nie. Dit was eintlik teen die wet, dat sy aan Jesus gevat het. Dis hoekom sy aan die soom net kon gevat het, en nie gesê het, maar as sy net aan sy lyf kan vat, en nie, sy wil aan die kliere vat. Want as sy aan Jesus sou gevat het, dan sou sy ook onrein gewees het. Dit is hoekom sy gesê het, jy gaan eintlik die soom vat. So, niemand in hy 12 jaar was sy geïsoleerd. Sy was weg van die gemeenskap. Die wet was van so ek het in hy huis doen. Wat hulle nog van verskillende name ook gegee, nou sê het in sy naam gehad, die vrou wat in bloedvloeiing gelei het. En hulle weet hoe Oscar wie sy noemnaam en goed is. Nie na hy vrou toe gaan nie. Sy maak en ek hulle kind ook so goed, die loop by hy huisie, onthou net. Die loop by hy huisie. Want sy was geïsoleerd gewees, vir 12 jaar. Nou wat sy gesond is, nou het sy die keuse. Iemand kom weer na haar toe, hulle nog gehoor, sy is nou gesond, sy is rein. Nou kom iemand na haar toe en vraag van 'n stukkie brood. Dat kan sy ook nou sê, twee keuse, sy kan nou sê, maar kyk jy, vir 12 jaar het niemand van my gehoor nie. So ek gaan nie weer 'n stukkie brood gee. Sy kan die houding kan sy inneem. Na haar wonderwerk kan sy die houding inneem. Ja, maar niemand het van my gehoor nie. Toe ek so in pyn gelê het, toe was niemand daar vir my gewees nie. Toe ek my lakens skoon gemaak het, toe was niemand daar vir my gewees nie. Toe ek myself moes gewas het, toe kon niemand na my toe kom nie. Julle sal eens gedink het om vir my te help nie. Sy kan die houding inneem. Dis nou na haar wonderwerk. Want niemand was daar gewees van. Niemand was daar gewees. Of, sy kan nou sê, na die wonderwerk, dan kan sy sê, maar omdat niemand daar vir my was, en omdat ek weet hoe dit is, dat ek alleen is, en dat ek gesukkel het, gaan ek nou vir die persoon
ook 'n stukkie brood gee. Ek gaan nou vir daai persoon ook help was. Ek gaan nou vir hom ook help om sy goed uit te sort daarso. Miskien is daai persoon in need. Miskien is daai persoon in 'n ding gedomper, in omstandighede gedomper. So ek kan nou dan sê, right, ek gaan nou vir daai persoon help. Maar die wonderwerk, I'm telling you nou, maar die wonderwerk gaan definitief vir jou openbaar. Wie is jy? Nou dat jy die gesondheid het, ja, vrou wat 'n bloedvlek het, nou wat jy die gesondheid het, hoe as jou karakter nou? Jesus maak 10 melaatse gesond, brother. 10. Net een kom terug om te sê dankie, Here. Waar was die ander 9? En Jesus sê vir daai een melaats, maar ek het die 10 gesond gemaak, he. Waar is die ander 9? Hy sê, weet nie. Want is net die een wat gekom en om dankie te kom sê. Wat het die wonderwerk gemaak? Karakter geopenbaar. Blessing, glo by manne weg. Gesalf, glo by manne weg. Ordein, glo by manne weg. Het die geld, glo by manne weg. Het die kar, weg. Jou bakkie kan jy nou nie eens gebruik om die mense mee te ry nie. Wat jy het gebid vir die bakkie. Wat jy kan nie nou die mense, die mense kan jy nie aanry nie. Nou wonder ek, sulke dit, nou wonder ek, vir wie was die wonderwerk? Was het vir jou, of was het vir die Here deur jou? Here kan bid. Was die wonderwerk vir jou, of was die wonderwerk vir die Here deur jou? Oh, come on man. Was die wonderwerk vir jou, of was die wonderwerk vir die Here deur jou? Want die Here moet die eer kry, die Here moet die oorwinning kry, die Here moet die glorie kry, die Here moet die heerlikheid kry. Die werk, was die geld vir jou, of was dit vir die Here deur jou? I'm telling you now, baie mense wil wonderwerke hê. Hulle wil wonderwerke hê. Maar die wonderwerk openbaar die karakter binne jou. Here, ek bid vir 'n vrou. Ek bid vir 'n vrou van die Here wat na my kant toe moet kom. Ja, ons bid almal vir jou vir 'n vrou. En nou wat jy die vrou het, nou die vrou in die kerk. Gera weg? So ons het nog gebid vir 'n wonderwerk vir jou. Jy nou die vrou van die Here. Maar die vrou van die Here sê nou nee, ons moet sonnagoggend maar vleisie berei. Dan lag jy maar. Are you following this? Jy het so gebid vir die kind. Jou vrou kon nie kinders kry nie. En die Here maak 'n baag oop. Jy het 'n kind. En sy sê ook, ja, Here, baie dankie vir die kind. Maar nou wat die kind gebore is, hier kan jy nou die dinsdag aan kerk toe gaan. Sy kan nie die sonnagoggend kerk toe gaan nie, want die kind se nies loop nou. Ek noem dit, want dit het al actually gebeur. Nou loop die kind se nies. Asof die Here nie hy kind kan gesond maak. Wat's die? Die Here het aan jou baag opgemaak. So die Here kan jou baag opgemaak dat die kind gebore kan word, maar die kind se loopende nies kan die Here nog nie gesond maak. Sy kan ons sê dat hy is van die duiwel af. Daai mentaliteit, daai is van die duiwel af. Hy wil jou uit die kerk uithaal. Hy wil jou wonderwerk gebruik. En nou jou karakter word openbaar, want sy vertrou nie meer op die Here nie. Sy kon op die Here vertrou het, dat 'n kind, wat nie daar was nie, dat die Here daar 'n kind
kon gee vir jou. Want hy kan nou nie glo, hy kan sy lopende nies. Nou gaan sy heel winter na die kerk toe. Die wonderwerk openbaar die karakter van die mens. Here, gaan weg van my af. Ek is 'n sondige man. Kom ek sê jou die gees van die Here, om terug te klim in die teks. Petrus het nie die regte motief gehad nie. Wat's die? Petrus het nie die regte motief gehad nie. Hoekom sê ek so? Analyseer sy houding mooi. Hy het gestaan niks vis gevang nie. Heel nag gevang. Hy was onsuksesvol. Hy kom toe terug. Jesus kom na hom toe. En nou, Petrus is 'n man van formaat. Hy is 'n man wat jare in die business is van visvang. Hier kom iemand wat eens in die business is van visvang nie. Maar hy doen wonderwerke. So okay, right. Dis nou Jesus. En nou die Petrus ken nie vir Jesus. Wat's die? Petrus het nog niks hiervan, hy is die seun van God en alles daai. Nee, niks nie. Dit is die eerste disipel hier. So Jesus het basies nog net nog niks gedoen in sy ministry nie. Jesus besig om disipels in mekaar te maak, sodat hy sy ministry kan begin. Nou kom Jesus na Petrus toe, 'n besigheidsman. Hierdie man is 'n man wat ek weet wat is om vis te vang en alles daai. Hy het 'n lekker houding natuurlik, want Jesus weet van niks af volgens hom. Dit is hoekom hy vir Jesus gesê het, Here, ek was heel nag op die see. Check die houding uit. Hy probeer vir Jesus sê, kom aan man, dat nie jy van die goed af. Jy wil hê ons moet nou gaan vis vang, terwyl ons weet die vis wat ons moet vang, nie aan die dag gevang moet word nie, maar dit word gevang in die nag. Hy weet waarvan hy praat. En Jesus kom daar. Maar nou, sê hy, maar nou, maar omdat hy so sê, kyk jy houding, op grond van jou woord, kom ons gaan man. Op grond van jou woord, want hy wil einde vir Jesus bekeerd bewys het. Ons het nie nou hier stry onder mekaar nie, maar op grond van jou woord, kom ons gaan man. Dan kyk ons maar, of jy die waarheid praat. Maar ek weet, die vis gaan nie gevang word. En nou, omdat daar skare is, omdat daar mense is, dink hy miskien, wat ons gaan, ons weet al maar, sy embarrassment weer. Maar om die man verkeerd te bewys, kom ons gaan maar, op grond van die woord, kom ons gaan maar. Sy moet weet, dit is 'n man wat, Petrus is 'n man wat, dit is die vissersman. So hy weet, daar is die vis. Dit is wat die wonderwerk so, dit is wat die wonderwerk en sy verbaasenheid so erg gemaak het, want hy het geweet, daar is die vis. Sy moet weet dat, sy weet dat is blauw. Die man sê, dit is groen. Sy gaan ons dit nie meer uitlag. Dit is blauw bereid. Maar ook omdat sy sê is groen, kom ons toets het. Maar ek weet is blauw. Want my ervaring is baie lang. Ek het 'n klomp ervaring. Hulle gaan toe op grond van sy woord. Ken nie Petrus se motief. So Petrus van hy staan, okay, right, as Jesus sou kom en as hy embarrassment ons gaan maar weer net terug hier. Sodat hy vir Jesus kan gesê het, ek het mos vir jou gesê. So die motief waar hy vir Jesus gesê het, maar op grond van die woord, was hy sodanig, ek vertrou op u, sodat ons gaan visvang. Nee, dit was hy van, ek is so confident dat die vis is nie. Ek is bereid om van jou 'n joke te maak. En as daar gaan kom, dan gaan ek wen. Maar hulle gaan toe tot daar. En Petrus al die van daar staan, jy gaan nie vis wees nie. Nou sê Jesus nog, gooi die net in hy kant in.
alles wat sy nou al klaar gesê, ons moet vis kom vang, op 'n tyd waar hier nie vis is nie, ons weet die vis nie. Nou sê sy nou gooi het in die regterkant. En nou ons het in die linkerkant, die goed word nie in die linkerkant, in die regterkant ingegooi nie, word in die linkerkant ingegooi. Maar oké, kom ons doen dit maar. Ons weet toch, hy gaan niks kom, maar kom ons doen dit maar. Sy moet nou wys, hy is mos nou hy op. Ons is nou weer ali, so kom, ek wil hê, sy moet agterkom, die minagting. Want die rede hoekom sy verbasing so groot was, as omdat hy 'n minagtende houding gehad het. Jou level van verbasing sal openbaar die level van die minagting in die wonderwerk. Are you following this? Dit is hoekom mense so verbaas is, as hulle sien, jy het ook nou 'n nuwe kar. Want hulle het jou so want hulle het jou so minag. Hulle het so gedink, daar gaan niks wees nie. Hulle het so geglo, dit is onmoontlik. Soveel so, dat hulle sê, nee, dit is nie waar nie. Hy was smokkel. Daar sê hulle dit. Smokkel het. Want die level van minagting, ek praat sy met iemand vanoggend, die level van minagting is te hoog. So Petrus minag die hele situasie. Hy minag die Here, want hy ken sy job. Gooi dit in die regterkant, in die linkerkant kom dit is ons werk aan die linkerkant. Nee, gooi het in die regterkant. Oké. Ons gooi het maar aan die regterkant. Terwyl die manne dit in die regterkant gooi, begin nou vang hulle vis. Eerste net is vol. En weet jy, kom ons gaan gou slow motion met dit. Petrus vang vis net met die een net. En toe dink hy seker, wat, is 'n lucky shot. Toevallig. Sy kry mos hy, toevallig. Dalk is dit maar net hy van, was 'n mikmik, toe is dit so. Maar nee, die Here is so genadig, dat hy vir Petrus wys, dat dit wel was, dat ek, op grond van my woord, omdat ek so gesê het, sal sy die vis vang. Soveel so in die regterkant, toe kom er nog 'n net vol. So nou kan sy nie meer sê, maar het was miskien per toeval gewees. Nou kan sy nie daai sê nie. En daar kom nog vis. Die Bybel sê hulle nette wou skeer. Die vis, beskryf die Bybel, was so baie gewees, dat hulle die ander manne moet gesê het, koi jalbie vir ons. Hulle moes toe die ander vissersmanne vink en kom vra vir hulp, want dit was te veel. En nadat Petrus besef, die level van die wonderwerk, besef hy man, Here, ek het U so minag. Ek het gedog, die ding gaan nie werk nie. Ek het gedog, dat dit was uit myself het. Maar dit was waardebaar vir ons U woord. Ek moet eerlik wees. Ek is 'n sondige man. Die Here het nog nie vir hom gesê, ek gaan vir jou roep en vissers van mense maak. Nee, hy was agterna gewees. Hy was in 'n posisie waar
die wonderwerk, sy minagting, sy disbelief, sy onvertrouenheid in Jesus geopenbaar het op so 'n level, waar hy gesê het, Here, ek is 'n sondige man, maar eintlik wat hy probeer sê is, Here, ek het gesondig teenoor U. Ek het jou minag, jammer man. Gaat weg van my af. Ek verdien nie die klomp vis nie. Ek het nog gedog, ek kan teruggaan na die mense toe en van die mense sê, maar ek het gewen, maar Here, U het gewen. Ek het nog gedog, ek kan teruggaan na mense toe en van mense sê, maar Here, hierdie man wat die na my toe kom het, hy het nou net vir my gesê, gaan vang vis, maar ek weet mos, die man is nie 'n visman, ek is 'n visman. Hy wil nou die guy gewees het, wat teruggekom en gesê het, maar ek het mos vir julle gesê, die man is nie lekker in sy kop. Maar met die level van minagting, was hy so verbaas gewees, dat hy gesê het, Here, hy val voor die Here se voete neer. En sê, Here, ek is jammer, ek is 'n sondaar, gaan weg van my af. Sy sê die wonderwerk kan so 'n lig skyn op jou lewe, dat dit die duisternis openbaar. Luister, die feit dat jy vir die Here bid, vir 'n huis, vir 'n kar, vir 'n posisie. Die lig van God in die wonderwerk sal so oor jou skyn. Ons sal weet dat jy die werk wou gehad het, net om vir mense te wil gewys dat jy doen nou die werk. Hy volgens, die Here gee vir jou die kar, die wonderwerk gebeur. Nou weet ons, jy wil maar net vir Paul te wil gewys. Seker mense wat wonderwerke in hulle lewe wil hê, net om te boast, net om te wil breek. Maar dis wat die Here vir my gedoen het. Die wonderwerk openbaar jou karakter van selfsugtigheid, van jaloesheid, van kompeteerenheid. En min men sy het 'n huis, 3 vertrek. Jou buurman het 'n huis, 5 vertrek. Julle albei is gelowiges, selfe kerk. Maar net omdat julle 'n kompeterende gees het, moet sy ook nou aanbou. Here, ek soek 'n 7 vertrek huis. Omdat die man 'n 5 vertrek is. Die wonderwerk openbaar jou karakter. Nou maak die Here dit seker dat jy jou 7 vertrek huis het. Die man sit nog alleen met sy 5 vertrek. Goed genoeg. Die Here is maar net die Here. Sy getuig ook in die kerk. Nou is daar iemand wat uitgesit is uit sy huis uit, 'n familielid van jou. Want jy kan nie vir hom slaapplek gee in jou 7 vertrek huis. Iemand in die kerk het die Here begegee, tot inkeer gekom. Hy of sy moet nou in die dinge se slaap, in die kerk slaap. Wat nie nodig is nie, van sy 2 spare kamers. En die ingang van die kamers, wat jou 7 vertrek is, wat die Here nou vir jou gegee het, wat die 7 vertrek is, jy kan het mooi inrig, sodat 1 persoon of 2 persone daar kan bly. As dit vir die 2 maande, by the way. Nie waar, gaan hulle nou by my kan bly, want as hulle nou by my bly, jy weet die mens geen swaar mense in jou huis het. Nou neem sy daar jou dinge. Maar sy het vir die Here gevra, vir die wonderwerk. Nou openbaar die wonderwerk jou karakter. Jy kan over niemand herberg nie, maar jy 7 vertrek.
Die een vertrek is vol meubels. Dan staan jy daar, kakelstof. Maar vir jou broer en jou suster in die Here, wat binne in jou in die kerk is, kan jy nie 'n stukkie afskort en sê, kom bly die 2 maande. Vraag nou. As die vraag nou is, die vraag is hoeveel wonderwerke het in jou lewe gebeur en dat het jou karakter openbaar. Sy het so lang gebid vir die wonderwerk om te gebeur. Sy het so lang gebid dat die Here seën my met dit. Sy het so lang gebid vir Here, bless my met dit. Here, tel my op. Here, lig my op. Here, doen dit vir my. Here, doen daai vir my. Sy het gebid daarvoor, yes. En vandag openbaar, daai selfe blessing openbaar wie jy regtig is. En die Here sê dat in hierdie maand van Junie sal dit vir Portugal wees, 'n maand van wonderwerke. Dit sal 'n wonderwerk maand is, hierdie June maand. Maar dit sal jou karakter openbaar. God sal sy gees uitput uit Portugal uit hierdie maand vir wonderwerke om te gebeur. Come on man, die gaan wonderwerke gaan die gebeur in die plek. Die gaan die supernatural gaan gebeur in hierdie plek. I'm telling you now, die stem van Portugal, I'm telling you now, die stem van Portugal sê vanoggend dat daar wonderwerke gaan gebeur hierdie maand in June. Maar dit sal die karakter van mense sal het openbaar. Dit sal die karakter van mense openbaar. Het ons die bid-instrumental daar, man of God, die paar van die amptelike bid-instrumental wat ons gebruik in die eer enige daar, dan kry jy ons gereed om te bid, nie dat waar jy is, nie dat waar jy is, daar is iets enige, is dat nie, kan jy go on YouTube, hallelujah, 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 glory to God. Sabraman toko rabasi andala kraste, hivraman toko shaman te kriste. Salomon krasteli val dusta mahaste. So nie daarbij is, terwyl die man van die Here God die musiek net vir ons hou wegkry. Halleluja, halleluja. Dan kry jy veel reg om saam met te bid. En ek vir die Here dankie te sê vir die woord. En dan ook dankie te sê vir die feit dat ons hierdie maand wonderwerke gaan ervaar, wonderwerke gaan kry in hierdie maand. En ek glo en vertrou dat die Here wat hy vir my gesê het om aan julle te noem, sal dit wees soos wat hy gesê het. Halleluja. En
ons gaan hierdie maand gebruik die ander een. Dis net sulke mense. Ons 'n bietjie gewas. Halleluja. Ek dink is 451, dat wil ons net die musiek gou eens reg kry. Okay. Wil ons die musiek gou net reg kry hierso. Halleluja, halleluja. Glory to God. Halleluja. Dan bid ons saam, oors waar sy is. Oors waar sy is. Halleluja, halleluja. Bid ons saam. Soos broer Ronwan wat nou, broer Ronwan hier wat nou na my luister en my kyk daar so. Hy sê as my jou live te watch. Bid ons saam, halleluja, halleluja. Sê vir dat dankie daar wat jy is. Sê vir dat dankie daar wat jy is. Halleluja, halleluja, halleluja. Bid ons saam hierso. Sê vir dat dankie vir die feit dat ons wonderwerke gaan sien. Wonderwerke, wonderwerke. Telling you now, wonderwerke. Is in ons midde vanoggend. Wonderwerke, wonderwerke. Wonderwerke is in ons midde. Die Here gaan jou toets. Wat gaan jy maak met die wonderwerk? Wat gaan jy maak met die gesondheid? Wat gaan jy maak met die besitting wat hy vir jou gee? Wat gaan jy maak? Habrakosh itala barakani. La ronde vabradosh andaravante grabonte namahi. Likos anamari balindi vradosh anamahiste kandabaya. Ela carabasonde libradondo vrabakande shota. Izalamonte vibradila, vibradila, vibradila. Ragosh anamante vradosh atabarakias. Ramonte. Sy het gebid vir gesondheid, die Here sê ja, die gesondheid is daar. Sy het gebid vir die besitting, die Here het gesê, Here, ek gaan dit gee vir jou. Die Here sê, die posisie waarvan sy wag, die posisie waarin sy is, wat sy sê, Here, ek kan nie meer in die posisie, die Here sit my in 'n ander posisie. Die Here sê, I'm giving it to you. Die Here sê, dit is in jou midde, die Here sê, ek gaan dit vir jou gee. Vraag is nie, wat gaan jy maak dan nie, wat gaan jy maak, wat gaan jy maak, wat gaan jy maak met die werk, wat gaan jy maak met die posisie, wat gaan jy maak met die kar, wat gaan jy maak met die bakkie, wat gaan jy maak met die geld wat jy gaan verdien, wat gaan jy maak, wat gaan jy maak, wat gaan jy maak, Borraga Samanta Kalabush, Itigrebusha, Iramantula Basandra, Bonganias, Livina, Rondo, Valakias, Libron Talabason, Libraganda, Rasha, Vandelikus, Here, dankie vir die wonderwerke wat gebeur. Here, dankie vir die wonderwerke wat nou is. Here, dankie vir die wonderwerke, Here, wat op pad is. Here, dankie vir
vir die wonderwerke, my Vader, wat los gaan bars hier in Portugal. Baie dankie, Here, vir die wonderwerke wat gaan gebeur hier in die straat, hier in die plek, hier in die werke. Here, baie dankie vir die wonderwerke, my God. Ek bid, Vader, wat U vir U sterk sal maak. Here, ek bid dat U vir ons behoue sal bly. Here, dat U vir ons sal hou in die holte van die hand. So terwyl ons hierdie wonderwerke ervaar, terwyl ons hierdie wonderwerke het, Here, wil ek kom vra, Here, dat U ons sal help. Here, dat ons sal gebruik vir U doelwitte. En ons sal gebruik, Here, vir U koninkryk. En ons sal gebruik, Here, vir dit wat ons moet doen, vir dit wat ons moet sê. Here, volgens nie ons wil nie, maar dat U wil geskied. Dat die koninkryk, Here, sal benefit van die wonderwerke. Dat die koninkryk sal benefit, my Vader, van dit wat ons moet doen, van dit wat ons moet sê, in die naam van Jesus. Ek bid, Here, vir wonderwerke, Here, sodat dit op die oom van die dag so kan wees, Here, dat ons gelouter is, my Here, dat ons skerp gemaakt sal word, my Here, sodat ons kan voortgaan met die werk. Dat 'n uitbreiding is van die koninkryk. Dat 'n uitbreiding is, Here, van die dienswerk. Dat 'n uitbreiding is, Here, van dit wat ons, Here, moet doen vir U, moet sê vir U in die naam van Jesus. Dat ons geld vir U is, dat ons besittings vir U is. Here, dat wat ons het, Here, vir U is, dat ons huis vir U is. Ons alles sal opoffer, Here, vir U, Here, hierdie maand in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, Rimandi Gorpila Hastana Grushana Vile, oras waar sy is, steek jou hande uit. Steek jou hande uit, oras waar sy is. Halleluja, begin dank die Here vir die wonderwerke. Begin dank om vir die wonderwerke. Begin dank om, sê dankie, sê dankie, sê dankie. Hy is wat hy is, hy is wat hy is. Sankrabas, Dalabrabus, Nanamarino. Lagadondo, Brahadila, Shabadila,
Semanto Cabarades Cabarede, Ora Mahinde, Sabrina Cassette, Kederondo Bahai, Ora Balakande, Borusha Tele, Sabradona, Sabradona, Sabradina Bunda, Bahanda la Preste Bunda, Ola Pradesh, Tataya Bahaste, Mata Kayabai, Cabradona, Radina Bahasta, la Pradosh, Zilebriste, Ancora Batia, Izete che ando Avradia, Abrocondo, Broshata, Caledosha, Libradona, Rakata Pradesto, van die woord van die Here vanoggend, van die woord van die Here, sê Here, my wonderwerke sien, my wonderwerke sien, dit waarvoor ek gebid het te sien, dit waar ek vir gesmeek het te sien, dit waarvoor ek verlang het te sien, halleluja, en ek weet nou, dat die Here dit vir my moontlik gemaak, hierdie maand, die 30 dae, halleluja, en nou gaan ek seker wees, dat binne die periode van tyd, binne die periode van die maand, dan sal die Here my uitsorg, die Here sal gee wat ek verlang het, die Here sal my neerlê by waters, waar daar rus is, dit wat ek verlang, dit wat ek begeer, die Here sal dit aan my gee, in die naam van Jesus. Want dis my maand van wonderwerke, dis my maand van die supernatural, dis my maand, ek verklaar het vanavond op grond van die stem, halleluja, op grond van die stem, halleluja, op grond van die stem, halleluja, op grond van die stem, as dit dan so is dat die stem waar is, as dit dan so is dat die stem gestuur is, as dit dan so is dat die stem ordein is, as dit dan so is dat die stem, halleluja, verborgen ordein is, dan sê ek vandag vir jou, so sê die Here van die leerskade, van die woord van die Here, in die naam van Jesus, van die woord, halleluja, van die woord, Aragaya Lasso, Lapakaya, van die woord, halleluja, en ons bestraf elke duiwel wat 'n hindernis is, ons bestraf elke duiwel, halleluja, wat my agteruit wil sit, ons bestraf elke duiwel, halleluja, wat nou in die plan wil kom, ons kanselleer sy werke in die naam van Jesus, ons kanselleer sy planne in die naam van Jesus, ek is ordein, ek is uitgesit, ek is een kan weggesit, weggebere, sodat die wonderwerk met my kan gebeur, halleluja, o Marakaya Boshande, verklaar het oor jou lewe, sy is uitgesit, een kan gesit, sodat die wonderwerk kan gebeur, in die naam van Jesus. Kom ons bestraf na elke duiwel, kom ons bestraf na elke ding wat nie van die Here af gesien, en ons verklaar in die atmosfeer, en wat die Here beplan, hierdie Zoom-maand, wat die Here beplan vir volgende die Zoom-maand, wat die Here beplan vir ons, dit sal gebeur in die naam van Jesus, dit sal so wees, ons sê amen, dit sal so wees, ons sê amen, dit sal so wees, ons sê amen, dit sal so wees, in die naam van Jesus, ek is gereed van my wonderwerk, ek is gereed van my wonderwerk, in die naam van Jesus, ek is gereed, Korabasai, Lakaya Boshanda Labante Kede Brode, Junjana Shiete Nelebahai, Jalzekila Branda Bradondo, Labrabadondo Bragasia, Nabroshe Tekea Labahai, Yes, Bosaya Bahe, Mante Brondo Krosha Labahe,
Oh, say dankie, 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 dankie. Oh, Rakaelo Rosh Alamora Basagra Dese. Lipa Canta Rakata Sete Keredosho. Langrodondo Vabradila Angrada Sada Grasto. Die Here, die is almachtig, die is groot, die is gedig, die maak die wind, die maak die reën, die maak. Loko shata bradala mante, libro shana la manta, bradala basa grede soto, kamatele brunde, vibradila, 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 groshanila, astane goshamando. Zila grondo valabara calabrate se brondoro curra basete che la manta la braghesto la mante crista longrosta la ma la bradala grabo shata gradile monto gradila hasa langrondo va bragali steleando grosta la mante ale grondo valanchiste la brontola grade si gradola monto graba hasta Librondo ragasta la hasta le ingrudosta Mante Cristo la virum gusta la mahasta le grundo Labradala abra angros le vila anda sigra de la monto Langrusta la mante grila hasto la ripakaya basondo Mala grinda valangas to la brahasta le gila gosta le vi Zite Krista lo ramanta kala pradosto la prakalayan de vragista la rondo bali pradon gradila hasta zeto grodo shalama bragila valun karada bayande rabung grosh la mangrodo shalam ronko la bahasta la rakasta la ri likro shavilo krunda vali na bahasta la minde o la manto grosta la rike tele grosto la mante Malakia la sayundo libro to vragras talamante lagras tolamante crasto vila prastila hasto langra hande langra hande langra hande langra hande langra hande ragosto la vila starabondo Jesus Vader ek dank u vanoggend Here ek dank u vir u voorreg wat ek het die krag wat jy ons beskikbaar gestel het. Sê vir dank Here vir die feit dat ons Here vanoggend in mekaar kon kom en onder die woord kan wees. Sê vir dank Here dat die feit dat Here dat ons vanoggend gehoor het dat die woord wat gelouter was, wat gelouter is. Baie dank Here dat die wonderwerke hierdie maand gaan plaasvind. Thank you Lord. Die woord het gespreek, die stem het gepraat. En ek bid Here dat ons Here, wat nou hier is, wat nog geluister het, sal kan ontvang, sal kan vertrou aan die naam van Jesus. Met vele dankzegging. Ek bid ek omdat die verdiening van die genade het. Amen en amen. Halleluja, halleluja. Glory to God. Jou wonderwerk, jou seisoen, wat ook al jy wil noem, zo'n maand is jou maand. I'm telling you now. Dis wat die Here aan poorte wil te sê. Bid dat die hindernisse wegbly. Want ons het 'n teenstander. Net omdat die Here sê dat dit gaan gebeur, beteken dit nie dat daar's iemand of daar's demone wat jou wil blokkeer. So wees versigtig vir dit. En bid altyd deur. Want so seker as wat die Here leef, hierdie maand is die maand van wonderwerke. I'm telling you now, hallelujah. Tot ons mekaar weer sien. My naam is Leal Titus. Stay blessed. Hallelujah.